Goeiemôre broeders en susters. Ons is baie dankbaar vir almal wat kan saam wees hier vanmôre. Die besoekers ook hier by ons, baie hartlik welkom aan almal. Maar besonderlik vanmôre, ons het ook die getuienis van Bellville Oos ontvang vir Anke Dette. Anke, baie hartlik welkom hier by ons. Sy het in Sedgefield ingetrek. En ek hoop jy gaan baie gelukkig wees in hierdie familie. Dis regtig, almal is op mekaar ingestel hier, ons ken mekaar en verstaan mekaar en ons hoop jy is baie welkom en gelukkig hier by ons. Goed, ons kollekte vanmôre tydens die erediens is vir die instandhouding van die erediens by die deure vir die teologiese biblioteek. Daar is nie kaktesasie of bybelstudie hierdie week nie, in die dag van die skoolvakansie. Dan is ons baie jammer, ons is vanmôre ook weer sonder begeleiding. Koos Lessing het verlede week toe hy die toerusting weer terugpak in die motor in het hy hom baie sleg gestamp teen trekstamp. En dit 'n geweldige groot hematoom veroorsaak inwendige bloeding daarso en ons sukkel nog om die bloeding onder beheer te kry en dis blykbaar 'n baie groot ding en dit gaan glad nie goed met hom nie. So ons vra voorbidding vir Koos en vir Marietjie natuurlik ook wat saam met hom swaar kry. Koos is nogal baie beproef al vanjaar, dis uit die groot gordelroos ook gehad en so aan en nou hierdie ding. Ons bede is dat die Here se hand van genade en genesing oor Koos sal wees. Ons dink aan almal wat siek is in die gemeente, daar is baie van ons lidmate wat sukkel met siekte, maar besonderlik dan dink ons aan Koos. Aan die ander kant, die liefkant van ons lief en leed, Helgard Skols verjaar hierdie week. Ons sê vir hom baie hartlik geluk met sy verjaarsdag. Kom ons kan dit sittende doen, maar ons sing die seënbede vir Helgard wat verjaar, maar dan ook vir die wat siek is en besonderlik dan ook vir Koos Lessing. Sing ons die seën van die Here toe. Bybelse jaar is ons in die 7de maand van die jaar wat eintlik 'n hele paar feeste het en ons staan 'n bietjie vanjaar by hierdie feeste ook stil. Feeste wat redelik afgeskeep word eintlik in die kerklike wêreld wat belangrik was nie net in die ou tyd nie, maar in hulle vervulling in ons Here Jesus Christus. Ons het verlede week stil gestaan by die eerste van die 7de maand, wat die fees van die trompette is, wat in vandag se wêreld deur die Jode as hulle nuwe jaar gevier word. En hierdie week wil ons stil staan by die 10de van die maand, die groot versoendag. Dit is donderdag gevier, Yom Kippur, in Hebreëus, die dag van versoening.
dis eintlik die fees, wil ek amper sê, wat die diepste vervulling het in Christus. Dis so volmaak vervul aan die kruis, en met sy kruisiging, dat ons in die kerklike wêreld amper nie meer spesifiek aan hierdie dag dink, wanneer dit in die kerklike jaar is nie. Maar dit is, soos ek sê, 'n fees met eintlik die kern van vervulling van wat Christus kom doen het, wat daarin vervat is. Daarom, ons kan nooit genoeg daarby stil staan nie, en ons wil dan vanmôre dan spesifiek dan ook stil staan weer by die betekenis van Yom Kippur, die dag van versoening, en die belangrike plek wat dit in die raadsplan van God inneem. Het gaan oor die offer van ons hoëpriester en ons, dat hy dit alleen deur hom is, wat ons toegang het tot die Vader. En daarom nader ons ook tot die Vader deur hom, met beruiming van uit die eerste brief van Johannes, oor die feit dat die Here ons as sy kinders aangeneem het, maar dan ook in vers 3, wie die middelaar se verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verreining, die skoonmaking, wat daaruit sy sterwe kom. Dis die grond waarop ons voor God nader. Ons sing vers 1 en 3, sit hulle saam, as ons fotum. Antwoord op die geloofsvertroue waarmee ons voor hom nader, en verseker ons van sy seënende hand oor ons. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is, wat was, wat altyd sal wees, wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. In Openbaring
4 en 5 is daar troonsvisioene en daar sien ons die middelaar wat as die lam wat geslag is voor God nader en daarom die reg het om die raadsplan van God uit te voer en te laat ontplooi, die boek wat in die hand van die Vader is te ontvang om die raadsplan deur die breek van die seels tot uitvoering te bring vir ons as mense. En daar is dan lofliedere ook gesing in die hemel in Openbaring 4 en 5. Beruiming daarvan in skrifberuiming 5:3 en ons sing van die beruiming vers 1, 2 en 5. Daarna gaan ons geloof saam bely en in aansluiting by ons belydenis sing ons beruiming van uit ons belydenisskrifte, Sondag 1, skrifberuiming 12:4. Waar die beruiming, daar is 'n hele paar beruimings van Sondag 1, maar dan besonderlik dan 12:4 wat ons vanmôre dan ook belydend sing.
Ons bely vanmôre, ons geloof met die belydenis van Messia. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die profesie van die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk, bedoelende gebou op die lering van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Volk van die Here wat vir hom afgesonder is om as sy priestervolk op hierdie aarde te wees, wil ons ook die wil van die Here soek en doen. En ons luister weer na wat sy wil vir ons lewe is. Ons doen dit uit Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesnede beeld van 'n god maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie.
Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet, my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat, ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou bees, jou donkie of enige van jou diere nie. Ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie. Sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land. En dat die Here jou God jou met 'n sterk hand en uitgestrekte arm daaruit gelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Behandel jou vader en moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lang kan leef en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, ook nie sy saaigrond, sy slaaf, sy slavin, sy bees, sy donkie, of enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Van nature kon ons hierdie nie hou nie. En ons moes versoen word met God. Die voorspelling van ons middelaar wat vir ons die sonde sou wegneem, lê ook dwars deur die Ou Testament. Een van die baie duidelike voorspellings is die profesie van Jesaja, hoofstuk 53. En daardie profesie is beruim in skrifberuiming 5:2. Kom ons sing uit skrifberuiming 5:2 vers 3 en vers 4, hoe hy sy die lyding wat op ons was, op hom geneem het. Hy was onder die hand van God wat druk, wat op hom laat neerkom het, sodat ons gered kan word. Kom ons sing dit sittende saam, vers 3 en 4 van skrifberuiming 5:2. Smarte wat ons kwam, het
Here, ons almagtige God, hoe groot die genade dat ons in U heilige teenwoordigheid kan wees. Dat ons met vrymoedigheid in gebed met U mag praat. Nie omdat ons dit uit onsself waardig was nie, maar omdat U Seun gekom het om ons skuld te dra, die pad na U toe vir ons oop te maak. Ons bid, Here, dat waar ons vanmôre ook weer opnuut by hierdie ou bekende waarheid stil staan. In aansluiting by die groot versoendag niet weer hieroor dink. Lei ons, Here, dat hierdie ou waarheid vir ons weer nuut sal wees. Ons opnuut verstom sal staan voor U genade. Lei ons deur U Gees, o Here, met lig, met waarheid, met wysheid. Lei hom wat U woord moet bedien, in die waarheid. Dankie dat ons kan bid, met vrymoedigheid, en weet U hoor ons, deur ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Dinge wat aansluit by die versoendag is eintlik baie duidelik in die Bybel uitgespel. Daarom gaan ek hoofsaaklik vanmôre lees. Ek sal 'n bietjie kanthandtekeninge gee, ons gaan baie uit die woord lees. En hoe die woord dit vir ons deurgee, hoe dit moes wees in die Ou Testamentiese tyd en hoe dit dan in die beskrywing van die Hebreërbrief vir ons deurgegee word, hoe dit vervul is. Miskien net vooraf net weer 'n opskerping oor hoe die opset was in die godsdienst daardie tyd. As ons hierdie gebou as die tempelgebou sou beskou, dan moet ons dink aan daai agterste deel as een vertrek en nie 'n soliede muur daar nie, maar 'n gordyn wat dan die voorhangsel is. Hierdie deel is die heilige, daar agter die allerheiligste, die terrein binne die heininge hier buite om die voorhof. Kom ek daarna verwys, en dat ons net vir 'n oomblik weer dink aan hoeveel afstand daar was en hoe onpersoonlik dit was in die Ou Testamentiese tyd vir mense om te aanbid. As ons nou vanoggend hier aangekom het, kan ons nou maar sê, sou daar diakens as poortwagters by die hek wees, wat kyk dat net die manslidmate mag inkom. Die vrouens en die vreemdelinge moet hier langsam langs die heining staan en aanbid. Die mans kan 'n lidmate kan inkom en hulle kan hier rondom die gebou wees om te aanbid. Hier binne mag net die predikant en die diensouderling kom. Daar agter mag niemand ingaan nie. Want daar is die teenwoordigheid van God en niemand kan daar in die naby kom nie. Net eenmaal per jaar kan ons maar sê die dominee kan daar ingaan. Ek nou ons terme gebruik hier, so maar net dat 'n mens daai idee kry van hoe dit sou wees om te kom aanbid vanmôre. Die vrouens daar buite, die mans daar buite, een of twee amptdraers binne en niemand daar agter nie. Want God is ver. Die toegang tot hom is verbode. Op die gordyn is
gerubs geteken uitgebeeld, wat die mense herinner aan die gerubs by die tuin van Eden, by die paradys, wat daar waggehou het dat niemand kan ingaan weer nadat die mens daar uitgejaag is na die sondeval. Daar die gerubs teen die gordyn het hard geskree, toegang streng verbode. Dit is die genade dat daar versoening gebring is. En selfs in die Ou Testament dan nou, was die alles ingestel op versoening en versoeningsoffers wat gebring moes word. Ek lees eers uit Levitikus 23 waar al die feeste opgesom is. Vanaf vers 26. Die Here het vir Moses gesê, onthou net, die 10de dag van hierdie 7de maand is die dag van versoening. Julle moet 'n heilige byeenkoms hou. Julle moet julle verootmoedig en vir die Here 'n offergawe aanbied. Julle mag nie enige werk op die bepaalde dag doen nie, want dit is die dag van versoening, om vir julle voor die Here, julle God, versoening te doen. Ja, enige persoon wat hom nie op die bepaalde dag verootmoedig nie, moet uit sy volk verwyder word. En enige persoon wat enige werk doen op die bepaalde dag, ek sal daardie persoon uitwis uit die geleedere van sy volk. Geen werk mag julle doen nie. Dit is 'n vaste voorskrif wat vir altyd vir julle nageslagte geld, waar julle ook al woon. Vir julle is dit 'n buitengewone Sabbat, en julle moet julle die aand van die 9de van die maand verootmoedig. Julle moet van sononder tot sononder julle Sabbat vier. 7de van die maand. Goed. Levitikus 16 gee vir ons die meer detail oor hierdie dag. Ons gaan dan nou Levitikus 16 lees. Die Here het met Moses gepraat na die dood van Aaron se 2 seuns. Toe hulle voor die Here nader gekom en gesterf het. Dit is net vroeër in Levitikus beskryf Aaron se 2 seuns wat reukoffer gebring het voor die Here, maar dit nie reg gedoen het nie en daarom se muur dood is daar in die tempel. Die Here het vir Moses gesê, praat met jou broer Aaron. Hy mag nie enige tyd in die heiligdom agter die voorhangsel voor die versoendeksel ingaan wat op die ark is nie, sodat hy nie sterf nie. Want ek verskyn in die wolk bo die versoendeksel. Aaron moet met die volgende in die heiligdom ingaan. 'n jong bul as reinigingsoffer en 'n ram as brandoffer. Opmerklik eintlik, die offerdier wat vir die hoofpriester moet versoening doen, is baie groter as die dier wat vir die hele volk gebring word. Dit wil sê hoe geweldig dit is vir die hoofpriester om daar te kan ingaan. Om die versoening te kan bring, moet daar besef word, daar moet 'n groot offer vir hom gebring word. Vers 4, hy moet 'n heilige priesterrok van linne aantrek, 'n linne broek oor sy onderlyf dra, om met 'n linne lyfserf omgord en vir hom 'n linne tolband ombind. Dit is heilige klere. Hy moet sy lyf met water afspoel en dit dan aantrek. Nou hierdie linne klere was die klere van die gewone priester. Met ander woorde, daardie goud geborduurde klere van die hoofpriester met die edelstene en al daai goeders, daardie spesiale amptsdrag van die hoofpriester, dit is nie waarmee hy hierdie versoening doen. Hy doen dit nie op grond van sy status as die hoofpriester met al hierdie mooi dinge wat daarmee saamgaan nie. Hy moes aantrek die eenvoudige klere van die gewone priester.
En in daardie eenvoud moes hy optree en die versoeningsoffers bring. Vers 5, uit die volksvergadering van die Israeliete moet hy 2 bokramme vir 'n reinigingsoffer en 'n skaapram vir 'n brandoffer neem. Aaron moet die bul vir die reinigingsoffer wat vir homself bedoel is, nader bring en versoening doen vir hom en sy huis. Onthou, daai stadium, sy huis is die priesterkorps. Hy moet die 2 bokramme neem en hulle voor die Here in die ingang van die tent van ontmoeting laat staan. Aaron moet oor die 2 bokke lootjies trek, 1 lootjie vir die Here en die ander vir Asasel. Asasel was beskou as 'n, kom maar sê, die gestalting van die bose wat in die woestyn gebly het. Die 1 bok moet dan hier na die boosheid toe uiteindelik weggestuur word. Aaron moet die bok wat vir die Here geloot is, nader bring en as 'n en dit gebruik as 'n reinigingsoffer. Maar die bok wat vir Asasel geloot is, moet hy lewend voor die Here laat staan om die versoeningshandelinge op hom uit te voer en om dan vir Asasel na die woestyn te stuur. Nadat Aaron die bul vir die reinigingsoffer wat vir homself bedoel is, nader gebring het om versoening te doen vir hom en sy huis, moet hy die bulkeel afsny as 'n reinigingsoffer vir homself. Hy moet die vuurpan neem, vol kole wat van die altaar voor die Here afkom, as ook 2 hande vol fyn gestampte geurende reukwerk en daarmee agter die voorhangsel ingaan. Net hierby, hier is eintlik, kry ons hier waarom die offer van die 2 seuns van Aaron nie voor die Here reg was nie. Daar word gesê hulle het vreemde vuur gebruik, bedoelende kole wat nie die regte kole is nie. En hier word dit baie duidelik gesê, die kole vir die reukwerk moet van die altaar afkom. Die priesters en die volk moes altyd verstaan dat die reukwerk alleen 'n lieflike geur voor God kan wees as dit kom op grond van die versoening wat gedoen is op die altaar. Daar is 'n direkte verband tussen versoening, die offers wat gebring is en die moontlikheid van 'n goeie reuk voor die Here. En daardie verband het Aaron se 2 seuns nie verstaan. Hulle het sommer enige vuur gebruik en nie verstaan, maar om die Here te behaag is die versoening so belangrik. En hier dan nou ook vir Aaron word duidelik gesê, die kole moet van die altaar afgeneem word. Vers 13, hy moet die reukwerk voor die Here op die kole gooi. Die wolk rook uit die reukwerk sal die versoendeksel wat voor die getuienis is verberg, sodat hy nie sterf nie. Hy moet van die bul se bloed neem en dit met sy vinger op die voorkant van die versoendeksel sprinkel. Voor die versoendeksel moet hy met sy vinger 7 maal met die bloed sprinkel. Die bloed is beskou as die draer van die lewe. Die simboliek is, die dier se lewe word aan die Here geoffer, daar word met die lewe van die dier versoening gedoen voor God. Daarna moet hy die bok wat die reinigingsoffer vir die volk bedoel is, keel afsny en die bloed agter die voorhangsel inneem. Hy moet met die bloed doen wat hy met die bul se bloed gedoen het, en dit op die versoendeksel en ook voor die versoendeksel sprinkel. So doen hy versoening vir die heiligdom vanweë die onreinheid van die Israeliete en hulle oortredings. Ja, al hulle sondes. Net so doen hy dit vir die tent van ontmoeting wat tussen hulle met hulle onreinheid opgeslaan is. Want die tent van ontmoeting was eintlik maar net 'n tempel. Dus die aanbiddingsplek wat ingerig was met die heilige en die allerheiligste.
Geen mens mag in die tent van ontmoeting wees wanneer hy ingaan om in die heiligdom versoening te doen nie, totdat hy daar uitkom en klaar versoening gedoen het vir homself, sy huis en die hele geloofsgemeenskap van Israel. Daarna moet hy uitgaan na die altaar wat voor die Here is en ook daarvoor versoening doen. Hy moet van die bul se bloed en van die bok se bloed neem en dit aan die horings van die altaar smeer. Hy moet van die bloed met sy vingers 7 maal op die altaar sprinkel en dit reinig en heilig vanweë die onreinheid van die Israeliete. So hierdie bloed is nie net in die allerheiligste voor die altaar, voor die ark gesprinkel nie, maar hy moes al die voorwerpe wat in die diens van die Here gestaan het, moes hy met die bloed besprinkel. Om ook in die buitekant, in die voorhof, waar die offers gebring is op die altare, oral moes hy versoening doen en reiniging doen met die bloed. Vers 20, wanneer die versoening vir die heiligdom, die tent van ontmoeting en die altaar afgehandel is, moet hy die lewendige bok nader bring. Aaron moet sy 2 hande op die kop van die lewendige bok lê en dan oor die bok belydenis doen van al die skuld van die Israeliete en al hulle oortredings, ja, al hulle sondes. Hy moet die sonde so op die kop van die bok lê en hom dan deur 'n man wat vooraf aangewys is die woestyn instuur. Die bok dra op hom al hulle skuld na 'n onherbergsame gebied. Die man moet die bok in die woestyn loslaat. 2 bokke, want alles kan nie deur een gedoen word nie. Die versoeningsoffer moet gebring word, maar daar die sondes moet ook weggeneem word. En daarom 2 bokke. Maar hierdie 2 bokke se rol word eintlik albei deur Christus geneem wanneer hy die versoening doen. Hy dra die skuld van die volk, van die mensheid op hom aan die kruis, buite Jerusalem, simbolies dan ook buite die stad, buite die mure, maar hy sterf ook en gee sy lewe vir ons. So albei hierdie bokke word eintlik in Christus vervul, nie net een of die ander nie, maar vir die simboliek en vir die handelinge moes hulle 2 gebruik, want 1 bok kon nie optree nie. Nie soos wat ons Here in die volmaakte offer alles kon doen. Vers 23, Aaron moet vir die tent van ontmoeting ingaan en die linneklere uittrek wat hy aangetrek het toe hy die heiligdom binne gegaan het. Hy moet dit daar laat, sy liggaam met water afspoel op 'n heilige plek en sy klere aantrek, bedoelende sy hoëpriesterlike klere. Dan moet hy uitgaan en sy brandoffer en brandoffer vir die volk bring en vir homself en vir die volk versoening te doen. Die vet van die reinigingsoffer moet op die altaar verbrand. Nou kan hy aangaan met sy hoëpriesterlike werk en amptelik optree. Die man wat die bok vir Asasel losgelaat het, moet sy klere was en sy liggaam met water afspoel. Eers dan mag hy weer in die kamp ingaan. Die bul vir die reinigingsoffer en die bok vir die reinigingsoffer waarvan die bloed in die heiligdom ingeneem is om versoening te doen, moet uit die kamp uitgeneem en met vuur verbrand word. Hulle velle, hulle vleis, hulle pensmis. En die man wat dit verbrand het, moet sy klere was en sy liggaam wat met water afspoel. Eers dan mag hy weer in die kamp inkom. Hier sien ons dan ook hoe geweldig intens die oordeel oor hierdie goed is wat die versoening moes doen. Normaalweg is brandoffers op die altaar in die heiligdom gebring. Maar hierdie diere wat geoffer is, hulle bloed is gebruik, maar hulle self, die diere moes buite die kamp, met ander woorde onheilig. Hulle is so onheilig beskou as gevolg van die verbinding wat hulle het met die volk en met Aaron se sondes,
dat hulle verbrand moes word op 'n ander plek, buite die kamp, weg van die heiligdom af. 'n versinnebeelding van hoe vuil die sonde wat ons van die Here skei vir God is. Die lewe is aanvaar, maar die res is totaal verwerp. Vers 29, dit is 'n voorskrif wat vir altyd vir julle geld. Die 10de dag van die 7de maand moet julle verootmoedig in julle daaglikse werk en nie julle daaglikse werk doen nie. Die gebore Israeliete sowel as die vreemdelinge wat tussen julle woon. Want op daardie dag moet Aaron vir julle versoening doen om julle te reinig van al julle sondes. Voor die Here moet julle rein wees. Dit geld vir julle as 'n buitengewone Sabbat. Julle moet julle verootmoedig. Dit is 'n voorskrif wat altyd geld. Let op hierdie oor en oor herhaling van dieselfde ding. Julle moet julle verootmoedig. Dit wil ingedrul word. Julle sonde bring afstand tussen julle en God en julle moet julle verootmoedig daaroor en hierdie genade van versoening moet julle vasgryp. Hebreërs sluit direk by hierdie ding aan. Hebreërs is waarskynlik geskryf nadat die tempel in Jerusalem verwoes is en die groot vraag was, hoe kan daar nou nie meer 'n tempel wees? En die antwoord van die Hebreërbrief is, want dit is nie meer nodig nie. Al die ander dinge wat so voorgeskryf was, is afgehandel in Christus. Hy het dit volmaak vervul. En dit is besonderlik waarby Hebreërs 9 en 10 wil uitkom. Ons lees Hebreërs 9. Die eerste verbond het bepalings vir aanbidding gehad. Dit is ook 'n heiligdom wat aards was. Die voorste tent was toegerus met die kandelaar, die tafel met die toonbrode en is die heilige genoem. En agter die tweede tempelgordyn was 'n tent wat die allerheiligste genoem is. Dit het die goue altaar vir die reukwerk bevat en die verbondsark wat aan alle kante met goud oorgetrek was. Binne in die ark was die goue kruik met manna en die staf van Aaron wat gebod het, as ook die tafels van die verbond. En boop was gerubs van heerlikheid wat die versoendeksel oorskadu het. Net weer 'n samevatting van hoe die tempel of die verbondstent vroeër die tabernakel ingerig was. Jy sou dalk nou kon sê, maar die goue altaar was eintlik in die heilige, nie die allerheiligste nie, maar Hebreërs hier fokus op die groot versoendag. En op die versoendag het ons gelees net nou, is die reukoffer binne die allerheiligste gebring. Die reukofferaltaartjie is nie 'n baie groot altaar nie, en daarom Aaron kon die reukwerk altaar en al ingeneem het, en met die groot versoendag was dit dan in die allerheiligste voor die ark. Met hierdie dinge is dan so ingerig, gaan die priesters gereeld die voorste tent binne om hulle rituele dienste verrig. Maar by die tweede deel gaan net die hoëpriester in, en dit slegs 1 keer per jaar, en nie sonder bloed wat hy vir homself offer, en vir die sondes wat die volk onwetend gedoen het. Daarmee dui die Heilige Gees aan dat die weg na die heiligdom nog nie oopgestaan het, solank die voorste tent nog bestaan het. Dit versinnebeeld tot op hede hoe gawes en offers gebring is, wat nie in staat was om die gewete van die een wat die offer bring volkome te reinig. Al hierdie rituele moes oor en oor gedoen word en niks was volmaak nie. Dit het net gegaan oor kos en drank en verskillende reinigingsrituele. Bepalings vir die liggaam wat opgelê is tot op die bestemde tyd van regstelling. Christus egter het gekom as hoëpriester
van die goeie dinge wat nou verwesenlik is. En hy het deur 'n uitnemender en meer volmaakte tabernakel beweeg, wat nie deur mensehande gemaak is nie. Dit wil sê, wat nie van hierdie skepping is nie. Hy het ook nie met die bloed van bokramme en bulkalwers nie, maar eens en vir altyd met sy eie bloed die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing bewerkstellig. Want as die bloed van bokramme en bulle en die as van 'n jong vers die verontreinigd is deur besprinkeling wy met die oog op die reiniging van die liggaam, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees as vlekkelose offer aan God geoffer het, ons gewete reinig van dooie werke, sodat ons die lewende God kan dien. Aangesien daar 'n dood was as losprys vir die oortredings ten tye van die Eerste Testament, is hy juist daarom middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat die wat geroep is die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Waar dit Nuwe Testament ter sprake is dit nodig om die dood van die een wat dit gemaak het te bevestig. Die Testament tree tog deur die dood in werking, aangesien dit nooit van krag is solank die een wat dit gemaak het nog leef nie. Daarom is ook die eerste verbond nie sonder bloed ingewy nie. Immers nadat elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk bekend gemaak is, het hy die bloed van bulkalwers en bokramme saam met water geneem en met helderrooi wol en marjolein het hy die boekrol self en ook die hele volk besprinkel, terwyl hy sê, dit is die bloed van die verbond wat God vir julle bepaal het. En op dieselfde wyse het hy die tabernakel en al die godsdienstige voorwerpe met bloed besprinkel. Feitelik alles is volgens die wet met bloed gereinig. Ja, sonder bloedvergieting vind geen vergifnis plaas. Dit was dus nodig dat die afbeeldings van wat in die hemele is, deur hierdie dinge gereinig word. Maar die hemelse dinge self, deur beter offer as hierdie. Die aardse verteenwoordiging is met hierdie bloedhandelinge gedoen, maar dit wat werklik is, moet nie daardeur gereinig word. Daarvoor is meer nodig. En daar is dit Christus. Want Christus het nie 'n mensgemaakte heiligdom, 'n nabootsing van die ware een binne gegaan nie, maar die hemel self, om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Ook nie sodat hy homself herhaaldelik sou offer nie, anders as die hoëpriester wat jaar na jaar in die heilige met 'n ander se bloed ingegaan het. Aangesien hy dan dikwels van die grondlegging van die wêreld af sou moes ly. Maar nou, by die volheid van die tye, het hy eens en vir altyd verskyn, om met sy offer die sonde tersyde te stel. Net soos dit bestem is vir mense om slegs eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel, so sal Christus, nadat hy eenmalig geoffer is om die sondes van baie te dra, 'n tweede maal verskyn aan hulle wat hom verwag, nie weens sonde nie, maar om hulle te verlos. Die wet bevat immers net 'n afskaduwing van die toekomstige dinge, nie 'n presiese weergawe daarvan. Daarom kan dit nooit deur dieselfde offers wat onophoudelik jaar na jaar gebring word, diegene wat kom aanbid tot volmaaktheid bring nie. Sou hulle nie andersins opgehou het om offers te bring, omdat die aanbidders, nadat hulle eenmaal gereinig is, nie meer enige besef van sonde sou hê nie? Maar deur die offers word hulle nou jaarliks aan hulle sondes herinner. Want die bloed van hulle bulle en bokke kan onmoontlik sondes wegneem. Daarom sê hy, Jesus, met sy koms na die wêreld, offerhande en offergawe wou u nie hê nie, maar 'n liggaam het u vir my voorberei.
Ja, brandoffers en reinigingsoffers het U nie tevrede gestel nie. Toe het ek gesê, kyk, hier is ek om U wil te doen, o God. Dit is in die boekrol oor my geskryf. Aanhaling uit Psalm 40. Eers sê hy hierbo, offerhandes en offergawes en brandoffers en reinigingsoffers wou U nie hê nie, en het U nie tevrede gestel. Dit is wat volgens die wet geoffer word. Dan sê hy, kyk, hier is ek om U wil te doen. Hy beëindig die eerste, sodat hy die tweede tot stand kan bring. Volgens sy wil is ons heilig gemaak deur die offer van die liggaam van Jesus Christus. Eens en vir altyd. Elke priester staan wel dag vir dag in diens doen en bring oor en oor dieselfde offers, wat nooit in staat is om die sondes weg te neem. Maar, toe Christus vir altyd een offer terwille van sondes gebring het hy aan die regterhand van God gesit. Sedertdien wag hy tot sy vyande 'n voetbank vir sy voete gemaak word. Want deur een offer het hy hulle wat geheilig word vir altyd vervolmaak. Ook die Heilige Gees getuig teenoor ons, want nadat hy gesê het, dit is dan verbond wat ek na hierdie dae met hulle sal sluit, sê die Here, ek sal my wette in hulle harte gee, en dit op hulle verstand neerskryf. En ook aan hulle sondes en aan hulle wettelose dade sal ek glad nie meer dink nie. Waar daar vergifnis hiervoor is, word 'n offer vir sondes nie meer gebring nie. Dit is afgehandel in Christus. Hy het die pad na God toe oopgemaak. Dit wat onmoontlik was vir die mens en gewys is in die manier waarop alles ingestel was, dat om by God te kan kom, om naby hom te kom, dit het hy kom doen om heeltemal oop te maak. Om die toegang na die Vader oop te breek. Ons sien dan in Matteus 27 vers 50 met die kruisiging. Jesus het weer met 'n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas en kyk, die voorhangsel in die heiligdom is van bo tot onder in twee geskeur. Die aarde is geskud en die rotse is oopgebreek. Voorhangsel skeur, dit wat skeiding gemaak het, is weg. Verlede week het ons verwys op hoe die dag van die trompette aansluit ook op die Openbaring se 7 trompette aansluit by die dag van trompette, die waarskuwings. En opmerklik in Openbaring 11, die 7de engel het op sy trompet geblaas, en die hemel het 'n luide stemme opgeklink wat uitroep, die heerskappy van ons Here en sy Christus oor die wêreld het aangebreek, en hy sal as koning heers vir ewig en ewig. En lees ons in vers 19. Toe is God se tempel in die hemel geopen, en die verbondsark in sy tempel het sigbaar geword. Daar was weerligstrale, dreunings, donderslae, 'n aardbewing en 'n groot haalstorm. Na die dag van die trompette word die tempel oopgemaak. Die toegang tot God is oop. Daarom gaan Hebreërs verder in vers 19 van hoofstuk 10. Ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom. Langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En ons het 'n groot priester oor die huis van God. Pad is oop. Die skeiding is weg. Ons hoef nie meer bang te wees om naby God te kom nie. Dit is nie net die hoëpriester wat eenmaal per jaar met
nadat hy met 'n bul vir homself versoening gedoen het, wat vir 'n paar oomblikke in die teenwoordigheid van God in die allerheiligste kan ingaan. Elkeen van ons wat in Christus glo, wie se sondes in Christus weggeneem is, het elke oomblik, elke dag die vrymoedigheid om te kan met die Here wees. Dis wat die versoening van Christus beteken, nie net soos wat Israel eenmaal per jaar die versoeningshandelinge moes beleef, en God het nog steeds ver gebly. Maar deur Christus is alles weggevat. Ons kan die wonder beleef dat ons in die teenwoordigheid van die lewende God kan lewe en self met hom kan praat, omdat Christus ons gereinig het. Hy ons middelaar het ons by die Vader gebring. Leer ons om te bid, ons Vader wat in die hemel is, direk met hom te kan praat. Maar dit het implikasies. As ons dit regtig verstaan, dan kan ons nie bly leef soos wat mense van ouds geleef het, maar met die besef van sonde is daar en dit moet maar net die hele tyd weer weggeneem word met 'n offer nie. Ons kan nie ver van die Here bly leef, nou dat hy vir ons naby hom gebring het. En daarom, hierdie dinge is vir ons gedoen. En daarom vers 22, laat ons daarom ingaan. Laat ons na God toe gaan, dat ons by hom leef. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel met die bloed van Christus, vry van 'n slegte gewete, en ons liggame gewas met skoon water. Ons het die reg wat Aaron of enige hoëpriester in die Ou Testament nie gehad het nie, om die hele tyd by die Here te wees. En daarom moet ons dit doen. Die Here het daai pad vir ons oopgemaak, niemand net om vir ons 'n goeie ding te gee nie, maar omdat hy wil hê ons moet by hom wees. Ek moet ingaan, daarom laat ons styf vashou aan die belydenis wat ons hoop, sonder om af te wyk. Want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, om te doen wat die Here wil, sonder om ons eie samekomste te verwaarloos, so sommige se gewoonte is. Ja, die Here wil hê ons moet hom saam aanbid ook. Dis hoekom ons hier saam is. Hy wil deur ons aanbid word, afsonderlik, maar ook gesamentlik, en daarom ons moenie die samekomste verwaarloos nie. Maar sê, laat ons eerder mekaar aanmoedig. Soveel te meer nog, na mate julle die dag sien naderkom, die dag van die wederkoms. Want, as ons willens en wetens aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sondes oor nie, maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur wat God se teenstanders gaan verteer. Wanneer iemand die wet van Moses verwerp het, het hy gesterf op grond van 2 of 3 se getuienis sonder genade. Hoeveel erger straf dink julle sal iemand verdien wat die seun van God vertrap het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is gering geag het, en die gees van genade uitgedaag het? Want ons ken hom wat gesê het, aan my behoort die wraak, ek sal vergeld, en ook die Here sal sy volk oordeel. Verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God.
Wat hier vir ons gesê word is, verstaan jy wat die omvang is van wat Christus vir jou gedoen het? Verstaan jy dat God wil hê jy moet naby hom leef? In sy teenwoordigheid leef. Dis hoekom hy dit gedoen het. Nie om dit baie plat te stel, maar soos wat baie mense dink, omdat hy 'n vriendelike ou mannetjie is, wat met 'n goeie hartjie voel vir die mense, wat so belangrik is, dat hy gedink het, ek moet vir hulle goed wees, want hulle verdien dit, en ek sal vir ewig hulle ewige groot slaaf wees, hulle magtige slaaf, wat hulle dien, want dit gaan oor hulle, en ek het besluit, hulle is so oulik, ek moet vir hulle optree. Dis nie hoe dit werk. Die heilige, almagtige God wat ons gemaak het om in sy teenwoordigheid te wees. Net nadat ons van hom af weggedraai het, in sy genade ons kom heel maak en ons kom terugbring na hom toe, versoening gebring sodat ons kan wees waar ons hoort, in sy magtige teenwoordigheid as sy kinders wat hom aanbid, hom verheerlik, hom dien. As ek dit nie verstaan nie, en daarom nie naby die Here leef en uit sy wil leef nie, dan sê Hebreërs, dan is dit asof ek die genade van die Here in sy gesig vir hom teruggooi. Vir hom sê, dankie, maar nee dankie. Ek sal al die voordele vat wat jy het, en ek sal elke keer wanneer ek iets nodig het voor jy kom staan en sê, beter gee, maar ek wil nie naby u leef nie, ek wil nie doen wat u wil nie, ek wil u nie aanbid nie. Hy sê, as ek dit doen, dan is dit so goed of ek het op Christus gaan trap. Dat ek sy bloed, waarmee hy my gereinig het, gering ag, dink ag, dit beteken eintlik niks. Die gees van genade uitgedaag, deur te sê, ek sal nie doen, wat u wil hê ek moet doen. Ek is ek. En draai om my. Dan sê hy, besef nie, God bly die heilige God. As ek verstaan hoe belangrik dit, en watter offer dit gevra het om my met hom te versoen, as ek daai offer verwerk, sê hy, dan is daar niks wat my kan red nie. Dan is daar nie weer versoening. As ek daardie offer verwerk, en ek bly dit verwerk, dan wag daar vir my net oordeel. Verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God. Hoekom dien ons so? Omdat ons bang is, omdat ek gaan terugval, daar oordeel is? Nee, omdat ek verstaan wat hy gedoen het. Sy liefde sien, sy genade in my lewe aanvaar en vasgryp, en daarom daarmee lewe. Daarom sy teenwoordigheid soek in my lewe. Daarom hom aanbid en verheerlik en doen wat hy wil hê. En al meer groei daarin, om in heiligmaking al meer soos Jesus te lyk. Want ek kan nie anders nie. Want ek begryp wat hy gedoen het. Laat ons styf vashou aan die belydenis wat ons hoop. Ons het vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan in die heiligdom. Langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart en volle geloofsekerheid. Met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete. Ons liggame gewas met skoon water.
Here, ons dank jou niet vir die genade. Die verlossing. Laat dit diep in ons indring om het te verstaan, Here. Daaruit te leef, elke dag. Dankie dat ons met vrymoedigheid dit wat in ons hart en lewe voor U kan bring en weet U hoor ons. U sien ons. Dankie dat ons kan bid vir mekaar en vandag besonderlik ook vir Koos vir die hand van genade en genesing oor. Dankie dat ons met vrymoedigheid kan bid. Abba, Vader, aan U behoort al die eer, die lof, die heerlikheid, die aanbidding tot in alle ewigheid. Amen. Ons gee geleentheid vir die insameling van ons vergaaks. Ek's 'n bietjie langer besig gewees vanmôre as gewoonlik, maar ek weet nie hoe om dit korter te doen. Kom ons loof die Here uit 'n bereiding uit die brief van Judas. Ons sing al 3 die verse. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen. Amen.